Goeiemôre aan julle pragtige mensies, prys die Here, gaan dit goed met julle, halleluja, het julle vir die Here vanoggend gesê, prys die Here, halleluja, toe julle oogies oopgemaak het en 'n nuwe asem teëgekry het, man, die Here is awesome, die Here is goed verby, of wat dink julle? Sê julle gou bietjie vir my, sê net amen, 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 dan weet ek, want amen beteken so sal dit wees. Maar kom ek hier maak oogies toe. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike oomblik. 'n Oomblik om weer in u teenwoordigheid in te skuif rondom die tafel, Here. Dankie vir my medeboeties en sissies wat saam met my u dien, Here, saam met my u loof, Here. Here, seën hierdie woord, Here, direk uit die troonkamer uit. Here, laat ons sal terugskuif en u na vore kom, Here. Abba Vader, vergewe ons sondes. Here, ons is sondige mense, maar Here, laat ons nie dit gebruik as 'n verskoning, die Here, maar laat ons weet wat ons weet, dat u is in beheer. Ek bid dit in Koning Jesus. My broer en my susse, man, is lekker om met julle te gesels, prys die Here. Is julle gereed? Is julle gereed? Ek wil gou vir jou hoor, wat se lied dra jy in jou hart? Ekskuus tog, wat se lied dra jy in jou hart? Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie, Psalm 92. As ons daar by vers 14, vers 13. Hy sê, die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Halleluja! Is jy 'n palmboom? Palmboom is die enigste boom wat deur storms goed kan gaan, want hy kan laag buig en hy kom weer op. Ek en jy. Hy sê, hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhowe van onsse God. Maar luister gou mooi, hy sê, in die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees, om te verkondig dat die Here reg is. My rots en in hom is geen onreg nie. Hierdie is een awesome stukkie mens, en hier praat Dawid van, hierdie psalmdigter skryf 'n lied vir 'n Sabbatdag, hy skryf 'n lied wat ek en jy moet nakom, 'n lied waar ek en jy, my boeta en my sissa, wat regverdig moet wees, want hy sê in vers 13, hy sê, die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Die regverdige sal groei. Dan kyk jy weer in vers 14 sê, en geplant in die huis van die Here. Waar is jy geplant? Is ek en jy regverdig? Is ek en jy 'n palmboom? Is ons in die voorhowe van ons God geplant? Vers 15 sê, in die gryse ouderdom. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. My boet aan my sissa, hierdie boom kan hoe oud raak, maar as jy in die wil van God is, as jy die vrug van God dra, sal daai vrug altyd na vore kom. En wanneer die vrug na vore kom, soos dat hy sê, hy sal vet wees en hy sal groen wees, hy sal mooi wees, hy sal ryp wees. Dis wat God van my en jou wil hê. As ons kyk na hierdie regverdige wat soos 'n palmboom moet groei, 'n palmboom staan regop. En die wind kom en hy waai hom plat, en as hy hom plat gewaai het en die wind gaan lê, dan kom hy weer terug. Daarom sê ons baie keer, dis nie hoe hard jy val nie, maar dis hoe vinnig jy opstaan. En as jy kan opstaan, staan jy op in die naam van Koning Jesus. So hierdie palmboom wat plat gewaai raak, sodra hy terugkom, vat hy sy regmatige plek weer in. En dit is wat God wil hê ek en jy moet doen. Hy wil hê ons moet ons regmatige plek inneem in die naam van Koning Jesus. Hy sê verder, hy sê, want ons is geplant in die huis van die Here, in die voorhowe van ons Vader, ons God. Dis waar ons wat regverdig is geplant is. So ek en jy moet mooi dink voordat ons uitlatings maak. Ek en jy moet mooi dink voordat ons sê ons is regverdige, want waar is jy geplant? Is jy soos 'n palmboom? Kan die storms maar kom? Kan jy weer terugkom in jou normale posisie? En kan jy sê, maar my God het my opgetel? Staan jy sterk in Koning Jesus? Want as jy gaan sterk staan in Koning Jesus deur wat se storms, dan onthou daai palmboom kom weer terug. En sê, in die gryse ouderdom sal hulle nog steeds die vrugte dra.
Jy sal nog steeds daai vrug dra. Die mens sal nog steeds sien die vrug van die Gees wat binnekant jou is. Die mens sal nog steeds sien, maar hierdie vrug is so lekker vet. Nee, nou nie vet rolletjies nie. Nee, vet van die Gees van God. Halleluja, man, prys die Here. Of dink jy nou weer aan daai ou skaapchoppietjie wat jy nou op die kolle gaan gooi of 'n lekker stukkie wors? Nee, boetasisa, ons praat hier van vetgemaakte kalf van koning Jesus. Jy's gevoer met die woord van God. Jy's geanker in die woord van God. Jy staan in die tempel van koning Jesus, die voorhoewe van God. Halleluja, want jy is 'n regverdige. En hy sê om te verkondig dat die Here reg is. Hy is jou rots en in hom is geen onreg nie. Is die Here nie awesome nie? So gaan ek en jy vir die mense vertel, dit is God wat my en jou staande hou. Gaan ek en jy vir die mense vertel, ons kan nie sonder hom beweeg nie. Gaan ek en jy vir die mense vertel, mense, hou vas aan koning Jesus. Wees geplant, wees geanker in die rots van koning Jesus. Daar's geen ander plek waar ek en jy moet wees nie. Is jy gereed vir dit? Here, baie dankie vir die oggend. Dankie vir die woord. Dankie vir die voorreg wat ek het, Here, om hierdie woord te kon verkondig. Here, dankie dat U ons gebruik, Here, instrumente in U naam kan wees. Lord, just anoint us. Here, U anoint onsself, Here. U het onsself gesalf in die naam van Jesus. Here, help ons deur hierdie dag, geef ons die kragte om op te wees, en soos hierdie woord sê, Here, al kom die storms, dat ons soos palmbome gaan wees, wat geanker is, Here, en wanneer ons terugkom in ons regmatige posisie, sal ons vir die mens vertel, dit is wat ons God doen met ons, want ons koning Jesus is in beheer van ons lewens. Here, want daai vrug van my, op my gryse ouderdom, moet nog steeds, Here, vet en groen wees, en hy moet mooi wees, Here, halleluja, want dit is net U wat my vrugbaar maak, Here. Vader, en dat ek sal gaan verkondig, dat U my rots is. Seën ons nou verder deur hierdie dag, Abba Vader. Ek bid dit in die naam van koning Jesus. Amen, amen, amen. Boetasisa, net 'n vraagie, is jy regverdig? Is jy soos 'n palmboom, wat in die voorhoewe van God geplant is? Op jou gryse ouderdom, gaan jou vrug nog steeds wys, en gaan jy hulle verkondig, dat jy is geplant op die rots van koning Jesus. Ek lief julle baie, geniet hierdie dag.